Goeiemôre aan al die luisteraars vanoggend en ek wil graag vanoggend so op 'n vroeë maandagooggend en wil ek graag met 'n besondere boodskap na u toe kom. En wat 'n groot voorreg is dit dat ons vanoggend na die woord van die Here net so 'n bietjie kan kyk. En weet jy, dis iets wat die laaste ruk nogal redelik sterk in my hart is, omdat daar eintlik soveel misverstande is rakende sekere aspekte van wat die woord ons leer. Jy weet, ons leef vandag in moeilike tye, ons leef in moeilike omstandighede. En dit maak op 'n einde dag dat mense eintlik nie seker is oor sekere boodskappe van die woord van die Here nie. Maar die woord van die Here is altyd iets wat vas staan, is altyd iets wat blywend is. Dis onveranderlik, want God is onveranderlik. En daarom die groot voorreg dat 'n mens werklik waar in 'n boodskap kan glo wat vir jou hoop gee, wat vir jou werklik waar daai sekerheid gee van die pad wat die Here ook met ons wil stap. En daardie woord is die wederkomsboodskap. Jy weet, wanneer 'n mens praat van die wederkoms, die kerke preek vandag oor wederkoms. Die kerke praat van wederkoms. Maar baie min mense verstaan eintlik die aspek van die wederkoms. Daar word gesê dat ons leef in die laaste dae en dit is waar, dat van die uitstorting van die Heilige Gees af was dit gesê gewees dat in die laaste dae sal die Gees van die Here uitgestort word. En het die eerste gedeelte daarvan plaasgevind in Handelinge, maar dit het gemaak dat mense praat van die laaste dae, en die feit dat hulle daarvan gepraat het, en die feit dat die woord het vir ons kom leer, het tog vir mense so 'n bietjie 'n onsekerheid ook gegee om dit reg te verstaan. Want dis nou al 2000 jaar later, wat ons nog steeds hier op aarde is, nadat die Heilige Gees uitgestort is, min of meer. En dit maak op 'n einde van die dag dat mense nou baie keer die vraag vra, maar wat is dit dat dit nog nie plaasgevind het nie? Hoe is dit dat wanneer gaan die wederkoms geskied? En dit is in hierdie dinge wat die mense baie onseker is ten opsigte van aspekte. En daarom as 'n mens kyk na wat die woord ons leer, en ek het nou die rekenaar sommer hier oop by my saam met die woord van die Here. So as ek so 'n bietjie op die rekenaar kyk, dan as ek nou wegkyk, dan moet jy verstaan dat ek is nou gou besig hierso om die teksverse aan u te voorhou waaroor dit gaan. Nou, wanneer ons kyk na 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here, dan lees ons hierdie woorde waar hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou, dit is nogal 'n boodskap wat baie sterk in die kerk verkondig word. Dit word veral genoem as 'n mens byvoorbeeld dink aan begrafnisse, waar hierdie in die formulier voorkom, in die begrafnisformulier wat dan voorgehou word, en ook die hoop wat daar gegee word rakende die wat weggevoer word om die Here tegemoet in die lug. Maar iets interessant rondom dit is dat mense nog steeds nie eintlik heeltemal dit so lekker verstaan nie. Want ons praat van die wederkoms van Christus, maar ons sit met 'n Ou en 'n Nuwe Testament in die woord van die Here. En dan wonder 'n mens, maar waar kan mens byvoorbeeld in die Ou Testament ook van hierdie aspek lees? Is dit net iets wat in die Nuwe Testament kom, of is dit iets wat in die Ou Testament ook geskied? Nou, dit is baie interessant dat in die Ou Testament, met die eerste koms van ons Here Jesus, was daar dinge geprofeteer gewees rakende sy geboorte, die plek van geboorte, en dit was in lyn gewees met wat die Nuwe Testament ons kom leer rakende sy geboorte, rakende die eerste koms, en dit het ooreengestem met mekaar. Maar wanneer ons dink aan die wederkoms, dan weet ons dat in die Ou Testament is daar ook daardie hoop ten opsigte van 'n spesifieke koms van die Here Jesus, en dit is dalk hoekom die Jode dan op die einde van die dag die Here Jesus verwerp het as die een wat sou gesterf het aan die kruis. Hoekom? Hulle het 'n koning verwag. Hulle het iemand verwag wat as 'n leier sou optree, wat 'n kom ons sê 'n fenominale leier sou gewees het, dinamiese leier sou gewees het, sodat hulle op 'n einde van die dag verlos kon word van die Joodse ryk en die juk van die heidene wat op hulle was. En ons weet dat die Jode natuurlik die belofte gekry het van die beloofde land, en dat die beloofde land vir hulle 'n baie besondere plek is, wat die Here aan hulle beloof het. Maar die probleem is, hulle was op daardie oomblik, tydens die wandel van die Here Jesus op aarde,
was hulle nie in beheer meer van hulle beloofde land gewees nie. Hulle het nie werklik geregeer nie. En dit het gemaak dat hulle dan 'n leier gesoek het wat hulle sou verlos, en dit is dat mens baie dink aan die Rigterstydperk, waar wanneer daar 'n leier opgestaan het en verlossingswerk bewerk het, dan was daar vrede in die land gewees vir 40 jaar, of hoe ook al sy. Maar die oomblik wanneer hulle afvallig geraak, en die oomblik wanneer hulle gesondig het, dan het die volk weer teruggeval onder die juk van die vyand, en die Here het die vyand gebruik om 'n juk op hulle te plaas, omdat hulle afvallig geraak het van die Here. En is dit dan ook so in die tyd van die Here Jesus, dat die volk het afvallig geraak? Ons weet dat daar van Maleagi se tyd af 'n 400 jaar stilte plus minus plaasgevind het, totdat Johannes die Doper opgetree het, as die een wat vooruit moet gaan om te verkondig van die Here Jesus wat na hom sal kom. En dit het gemaak dat daai 400 jaar van stilte is 'n duidelike bewys eintlik dat daar 'n totale, kom ons gebruik net maar die woord, 'n totale geestelike afvalligheid plaasgevind het. En die woord totaal is dalk nou nie 100% in konteks hierson nie, maar daar het 'n geweldige afname in geestelikheid plaasgevind, 'n geweldige geestelike afvalligheid geskied. Wat sou dan veroorsaak het dat daar 'n stilte gekom het? Daar het nie profete opgestaan nie. Ons weet nie van profete wat opgestaan het, wat spesifieke werk gedoen het, was nie opgeteken in die woord van die Here nie. Dalk in die geskiedkundige boeke, ja. Maar Johannes die Doper was dan die eerste profeet wat ons dan van weet, wat dan opgetree het, wat opgeteken is in die woord van die Here na hierdie tydperk, omdat hy dan aangestel was as 'n voorloper vir die Here Jesus. So dit beteken in daardie tyd was daar dan 'n definitiewe geestelike afvalligheid teenwoordig gewees. En dit sou gemaak het dat die Joodse volk dan onder die juk van die heidene sou leef. En dis hoekom hulle hierdie koning verwag het. Dis hoekom hulle wou gehad het dat Jesus moes dan vir hulle eintlik 'n verlossing bewerk. En juis omdat hy hierdie geweldige wonders gedoen het, hy het mense genees, hy het blindes laat sien, hy het dowes laat hoor, hy het stommes laat praat, hy het verlamdes opgewek om te loop. En so het dit gemaak dat die volk gedink het, maar hierdie persoon is in staat om dan 'n geweldige leier te wees. Maar dit was ook gebaseer gewees rondom die profeseë in die Ou Testament. Nou as ons wat nou in die kerk is en ons wat bietjie nou weet van die Nuwe Testament en die Ou Testament bymekaar kom, dan weet ons dat Jesaja 53 wat 'n baie besondere gedeelte is rakende die kruiswerk van die Here Jesus, dat dit 'n gedeelte is wat juis vir ons kom leer het dat die Here Jesus het gekom om te sterf aan die kruis. En dis hoekom ons as kerk in die tyd van Christendom hierdie twee bymekaar kan bring, maar die Joodse volk kon nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle wou dit nie raak sien nie. En daarom het hulle gestaan op sekere profeseë van die woord van die Here, wat eintlik dan die Here Jesus as koning dan openbaar het. En dit was juis dan rondom dit, waar dit ook die beginsel is, dat as 'n mens juis kyk na Sagaria 14, dan lees ons in Sagaria 14 hierdie geweldige koms van die Here Jesus, waar hy sê, kyk, daar kom 'n dag vir die Here, dan sal die wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel en oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem en die huise geplunder, en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En dan sê Sagaria 14 vers 4 hierdie woord, hy sê, en in die dag. En wat vir my so mooi is, dat die woordjie die word beklemtoon in die woord van die Here. Dit beteken dit verwys na 'n spesifieke oomblik, spesifieke gebeurtenis. En dan sê hy, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Nou wanneer ons die woord van die Here lees, is dit ook belangrik oor hoe jy die woord van die Here benader. Daar is ongelukkig in die tyd van vandag waar mense die woord van die Here geestelik benader. En wat ek daardeur bedoel is dat hulle sal byvoorbeeld 'n nie 'n letterlike interpretasie rondom hierdie vers sien nie. Hulle sal byvoorbeeld sê, maar dit is 'n beeldspraak wat dan hier geopenbaar word. Dan het ons die gedeeltes waar ons baie sterk op staan, en dit is om die woord van die Here letterlik te lees vir wat hy sê. En daaruit
die verduideliking te probeer kry, om te kan sê, maar wat wil die Here ons leer? En die feit dat hy sê, en in die dag sal sy voete staan op die olyfberg, dan lees ons dit letterlik, dat die Here Jesus op die olyfberg gaan staan. Dat hy fisies met sy voete op die olyfberg gaan staan. En dis belangrik dat ons dit sal sien, want juis in die Ou Testament word daar onderskeid gemaak tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Die eerste koms, Jesaja 53, wat dan juis gaan oor die kruiswerk van die Here. Maar dan is daar ander gedeeltes wat vir jou kom leer wie hy is. En hy wat dan uit 'n maagd gebore word, is 'n ewige Vader, is 'n vredevors, is 'n koning. En dit maak vir ons dat ons duidelik kan besef, maar daar moet onderskeid gemaak word tussen aspekte. En die eerste een was ten opsigte van sy kruiswerk, wat gaan oor die verlossing van sonde. Maar dan sien ons ook waar die Ou Testament wel sy tweede koms ook vir ons kom leer. Kom leer hy dat sy tweede koms gaan wees, waar hy sy voete op die olyfberg gaan sit. Nou wanneer ons juis dink aan die Here wat gaan uittrek en in stryd voer teen die nasies, dan is dit baie duidelik dat dit 'n sekere gedeelte verwys vir alles 'n mens byvoorbeeld in Openbaring gaan lees rondom die slag van Armageddon, wat dan 'n besondere gebeurtenis gaan wees, waar die nasies van die wêreld gaan optrek, en dan gaan hulle in stryd voer teenoor die Here Jesus, wat sy voete op die olyfberg gaan sit. En daarom sien ons dat die Ou Testament leer vir ons die eerste en die tweede koms, rakende die Here Jesus. Maar dan kyk ons na die Nuwe Testament en dan sê ons, maar die Nuwe Testament het ons die eerste koms geleer soos die Ou Testament. Dat hy gebore gaan word uit 'n maagd, dat hy gekruisig gaan word, dat hy werklik iemand gaan wees wat gaan sterf. Maar wanneer ons dan praat oor die tweede koms van die Here Jesus, die wederkoms, dan sien ons maar wag so bietjie. Nou is daar so 'n bietjie 'n verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. In die Ou Testament sê hy vir ons, hy gaan sy voete op die olyfberg sit. Maar in die Nuwe Testament is dit baie duidelik, dat hy vir ons kom leer, dat hy werklik waar iemand gaan wees, wat ons gaan ontmoet, in die wolk, deur die wolke in te gaan. En dan sê hy vir ons hierdie woorde, hy sê, in 1 Tessalonisense 4 vers 17, hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En nou sien ons maar wag, hier is bietjie 'n verskil. Hier's 'n ander beskrywing rakende die wederkoms. En ek wil dit tog ook vanoggend net baie duidelik maak, dat die wederkoms, daar's net een wederkoms. Daar is nie twee wederkomste nie. Daar is nie drie wederkomste nie. Daar's net een wederkoms. Maar dis een wederkoms wat in verskillende fases gaan geskied. En dis nogal vir my interessant, want dit is hoe mense die woord ook moet verstaan, rakende om dinge bymekaar te bring, om dit in waarheid raak te sien, maar ook laat dit prakties vir jou sin kan maak. As ons byvoorbeeld dink aan die opstandings, dan leer die woord van die Here ons baie duidelik, daar is net twee opstandings. Die eerste opstanding is die wat in Christus is die wat kinders van die Here is, en dit is hulle wat geglo het in die Here Jesus as verlosser en saligmaker. Die tweede opstanding is hulle wat dan aan die einde van alles gaan opstaan, en dit is die tweede opstanding tot veroordeling by die wit troon oordeel. En dit is hulle wat dan deel het van die tweede opstanding, dis hulle wat deel het in die poel van vuur en swaal wat vir ewig gaan brand. Maar wanneer ons kyk na die eerste opstanding, alhoewel die woord ons kom leer, dis 'n eerste opstanding, beteken die wat deel het in die eerste opstanding, nie in die tweede opstanding nie, is die eerste opstanding ook opgedeel in verskillende fases. As ons dink aan die Here Jesus, in 1 Korintiërs 15 sê vir ons baie duidelik, dat hy is die eersteling van die opstanding. Daarna die grafte wat oopgegaan het. Ons weet dat as jy die evangelies lees met die Here Jesus wat aan die kruis gehang het, en dan lees ons dat die grafte het oopgegaan en hulle het opgestaan. Maar wanneer het hulle opgestaan? Hulle het eers opgestaan nadat die Here Jesus opgestaan het. Maar hulle het dan ook in daardie 40 dae, toe die Here Jesus nadat hy opgestaan het op aarde gewandel het, was hulle ook teenwoordig gewees op die aarde. Maar dan sien ons maar, is dit dan die enigste opstanding wat in plaas? Nee,
Ons wat getuig ons is kinders van die Here, gaan ook deel hê aan die eerste opstanding, maar ons tyd van opstanding gaan op 'n ander tyd geskied. En dis hoekom ek sê die eerste opstanding geskied in verskillende fases. En dis is hoe die wederkoms ook benader moet word. Daar's een wederkoms, maar dit gaan in verskillende fases geskied. Die Ou Testament het geleer van die wederkoms waar hy sy voete op die Olyfberg gaan sit. Ons leer dat hy ons gaan kom haal deur die wolke en ons gaan hom in die lug tegemoet gaan. Maar wat vir my interessant is dat wanneer 'n mens kyk na die woordjie wat in die Grieks gebruik word vir weggevoer, het hierdie woordjie nogal verskillende betekenisse. En dit is hoe waar die krisis nou so bietjie inkom. Want nou kom mense en hulle verstaan nie die betekenis werklik van wegvoer nie. Nou wanneer ons kyk na die betekenis van wegvoer, dan is dit duidelik dat wanneer ons kyk na die Griekse woordjie wat harpazo is, dan is daar mense wat woorde daaraan koppel, soos byvoorbeeld die woord wegraping. En nou sit ons met hierdie geweldige stryd in ons, want omdat ons nie heeltemal dit lekker verstaan nie, nou sê ons op byvoorbeeld, maar die woord wegraping staan nie in die Bybel nie. Die woord wegraping bestaan glad nie ten opsigte van die wederkoms van Christus nie. En dit is waar die krisis ook in lê, want baie mense dink dat wanneer jy praat van die wegraping, dat nou kom praat jy van nog 'n wederkoms. So 'n tweede of 'n derde wederkoms wat gaan plaasvind. En dit is waar die krisisse inkom en dis wat mense nie lekker verstaan nie. Want die wegraping, oftewel, kom ons noem dit die wegvoering, want dit is wat die woord by ons gebruik word in die woord van die Here, dan is dit om te sê dit is deel van die wederkoms van Christus, maar dis 'n ander fase van die wederkoms. Nou wanneer ons juis gaan kyk na die woord wegvoering, dan gaan kyk ons, en dit is my eintlik so mooi gewees, want as 'n mens dink byvoorbeeld aan die hemelvaart van die Here Jesus, wanneer ons byvoorbeeld na Handelinge 1 gaan kyk, en ons gaan kyk ten opsigte van die Here Jesus wat van die disippels af weggeneem is, nou staan daar in Handeling 1 vers 11, hy sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En nou, ons almal glo dit, hy is opgeneem. En nou is dit om te kan sê, maar dit is wat ons dan praat van hemelvaart. So wanneer ons dan byvoorbeeld teruggaan na 1 Tessalonisense 4 toe, en ons praat dan daarso van die wegvoering van die kerk, dan is die vraag maar, waarvan praat dit? Beteken dat ons gaan ook opgeneem word, en ons gaan ook 'n tipe van 'n hemelvaart hê, waar ons hom, want hy sê hier, so saam met hulle in die wolke weggevoer, word die Here tegemoet in die lug. En dit beteken, verskoon tog, ons gaan dan opgeneem word, weggevoer word, en ons gaan die Here Jesus in die lug tegemoet gaan. Maar ek wil hê net nog in gedagte hou, sien die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament alreeds. Maar nou kyk ons na 'n baie besondere gedeelte. En dit vind ons in Openbaring 12. Nou Openbaring 12 is nogal 'n interessante hoofstuk van die boek Openbaring. Openbaring 12 is so bietjie van 'n middelhoofstuk wat vir ons so bietjie duidelik gee van gebeure voor die tyd, maar ook dan gebeure na die tyd. Maar wanneer ons kyk na Openbaring 12, en dit is waar baie mense partykeer nou bietjie klei trap, want hulle verstaan nie Openbaring nie. Hulle verstaan nie die boek Openbaring nie. En omdat hulle die boek Openbaring verstaan nie, is hulle versigtig om in sekere goed te wil glo, maar hulle weet nie hoe om dit te verklaar nie. So wanneer ons kyk na Openbaring 12, dan Openbaring 12 is vir ons 'n openbaring van die verskyning van Satan. Hy sê vir ons Openbaring 12 vers 1, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou die vraag is, wie is die vrou? En dit is baie duidelik dat hierdie vrou is die verwysing na Israel, die volk Israel. Maar dan sê hy ook die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre.
die son en die maan wat eintlik verwys na Jakob en dan natuurlik na Rachel en Lea en die 2 slavinne, wat dan ook die 12 sterre is. Nou wat is die 12 sterre? Is die 12 stamme van Israel. En dit is nou om te kan sê, maar as jy nou vir my gesê, maar doe nie, wag so 'n bietjie, jy interpreteer mos nou nie hierdie letterlik nie. Nee, ek doen. Alhoewel dit beeldspraak is, verklaar ek dit letterlik, want daar was letterlik 'n Jakob gewees. Daar was letterlik 'n Lea gewees. Daar was letterlik 12 stamme gewees. En nou sê die woord vir ons, en sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Waarmee was sy swanger? Wat is uit die volk Israel uitgebore? Of wie is uit die volk Israel gebore? Dis die Here Jesus. Dit is juis die belofte wat die Here aan Abraham gesluit het, om te sê, uit jou saad. En Paulus beklemtoon dit eintlik baie mooi vir hom, in die woord waar hy sê, die Here het nie gepraat van saade nie, hy het gepraat van saad. 'n Baie duidelike verwysing na 'n enkel persoon wat uit die volk Israel gebore sou word. En nou lees ons, hy sê 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En hierdie vuurrooi draak is die simboliek van Satan, 'n letterlike verklaring. Daar is 'n Satan, daar is fisiese Satan. So alhoewel dit bietjie beeldspraak is, sit ons letterlike verklaringe daarin. En dit is hoe 'n mens die woord van die Here moet lees. Maar nou lees ons iets interessant. En ons lees in Openbaring 12 vers 5 hierdie waar hy sê, en sy het 'n manlike kind gebaar. Wie is die manlike kind? Dis die Here Jesus. En dan sê hy, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En daarom is dit baie duidelik, dat dit word hier gepraat van die volk Israel, en die Here Jesus wat uit die volk Israel gebore word. Maar, wat het die Satan nog altyd probeer doen? Hy het nog altyd probeer om die kinders dood te maak. As ons dink byvoorbeeld aan Egipte, die kinders tot en met 2 jaar oud, wat Farao laat doodmaak het, alhoewel die Egiptenare gevoel het dat die Israeliete word te veel vir hulle, en toe het hulle besluit om die manlike seuns dood te maak, wat was die motief agter dit? Satan. Satan is die motief agter dit. Want hy het ervaar dat in daardie tyd die Here op 'n stadium 'n verlosser gaan bewerk, want onthou, die Here het aan Abraham gesê, dat jou volk gaan vir 400 jaar as slawe in 'n vreemde land wees. En ek sal na 400 jaar hulle verlos. En toe die einde van daai 400 jaar begin aanbreek, het Satan begin, kom ek hierdie woorde gebruik, jitterig geword. Want hy was bang gewees dat die moederbelofte van Genesis 3 vers 15 nou in werking gaan kom. Onthou, Satan ken nie die toekoms nie. Hy ken nie God se plan 100% nie. Maar hy is slim genoeg om dinge te kan aflei en te kan verstaan en dink, maar dis wat gaan gebeur. En wat het hy toe gedoen? Hy het dit in die hart van Farao bewerk om die manlike seuns dood te maak. Hoekom? Want hy was bang geweest dat in daardie oomblik dat die verlosser gebore sou word. En nou weet ons, Moses is gebore, maar Moses was nie die verlosser van die mensdom gewees nie. Hy het as 'n verlosser of 'n leier opgetree om die volk Israel uit Egipte uit te lei. En so het Satan dit weer gedoen. As ons dink byvoorbeeld in die tyd van Herodes in die Nuwe Testament, met Josef en Maria. Wat het gebeur? Die Herodes wou hulle doodmaak. Hy wou Jesus doodmaak. En daarom besef 'n mens dat Satan weet dat daar 'n kind gebore gaan word, wat as verlosser gaan optree. En hy weet, dit gaan nie oor verlossing van 'n nasie, 'n verlossing van 'n tydelike konsep wees nie. Dis 'n verlosser wat gaan optree, wat 'n totale verlossing gaan bewerk. En nou lees ons hierso, en sy het 'n kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. Nou Satan wil dit nie hê nie, en hy wou dit nog nooit gehad het nie. Maar nou lees ons iets interessant, en dan lees ons hierdie woorde. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Waarvan praat daai gedeelte? Daai gedeelte praat van die hemelvaart. Die Here Jesus wat gesterf het, opgestaan het uit die dood, en wat opgevaar het na die hemel. En waar is die Here Jesus nou? Aan die regterhand van God die Vader.
Dis die enigste een wat daardie gedeelte vir ons kan verduidelik. Dis die vervulling van wat daai vers vir ons sê. Maar nou let op die woorde. Hy sê nie en haar kind is opgeneem na God en sy troon nie. Hy sê hy is weggeruk. En die Griekse woordjie wat by weggeruk word, gebruik word, is ook die woordjie harpazo. En dis presies dieselfde woordjie wat gebruik word by weggevoer. So wanneer ons na 1 Kolossense 4 gaan kyk, en ons gaan kyk wat daar staan, en ons lees die gedeelte waar hy dan vir ons sê hierso in vers 17. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke, en kom ons vervang daai woordjie, weggeruk word, die Here tegemoet in die lig. Nou begin ons bietjie meer 'n prentjie te kry van wat eintlik gaan gebeur. Ons gaan nie net met 'n wolkie opgetel word en as 'n mens dink byvoorbeeld aan 'n huisbak wat van vloer 1 na vloer 2 na vloer 3 na vloer 4 na vloer 5 gaan totdat die huisbak heel bo is nie. Dit gaan skielik gebeur. Dit is wat Paulus vir ons leer in 1 Korintiërs 15, in 'n oomblik, in 'n oogwink wat dit gaan gebeur. Nou wil ek by 'n vraag uitkom. Wanneer ons praat van sinonieme woorde, dink jy dan nou vanoggend dat die woordjie weggeruk nie 'n sinoniem van weggevoer is nie? Maar dink jy dat die woordjie weggeraap, want wat is weggeraap? Is iets om weg te neem, maar dit word vinnig weggeneem. Dis wat wegraping beteken. Is dit nie 'n sinonieme woord dan van weggeruk, weggevoer nie? Jy weet, mense beklei so hard vandag om eintlik te bewys dat die woord wegraping is nie 'n Bybelse woord nie. Maar is 'n sinonieme woord. Dis 'n woord wat gebruik kon geword het rakende die betekenis van die Griekse woord harpazo. Want weggeruk beteken weggeneem, maar met 'n rukslag, skielik. Dis niks anders as wegraping nie. En nou is dit om te kan sê, maar en ek sit met hierdie ding in my hart om te wonder, maar waarom sou mense nie wil glo in die wegraping nie? Waarom sou mense so hard beklei teen die betekenis van die wegraping? Nou ongelukkig is dit dat ons het onlangs in die verlede, was daar iemand gewees wat weer uitlatings gemaak het oor die wegraping en tyd daaraan gekoppel, dag daaraan gekoppel, wat totaal onbybels is. Die woord is baie duidelik, niemand ken die dag nie, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Maar dit beteken nie dat die betekenis van die wederkoms nou verlore moet gaan nie. Jy weet, die wederkoms was 'n baie sterk boodskap wat Paulus aan vasgehou het, 'n evangelie boodskap. Maar tog sien ons ook die onderskeid tussen die Ou Testamentiese verduideliking van die wederkoms en die Nuwe Testamentiese wederkoms. En dit beteken dat die Nuwe Testament leer nie vir jou twee wederkomste nie. Die Nuwe Testament leer vir jou wel die twee fases van die wederkoms. Want die kerk gaan weggevoer word. En dis interessant, dit is nogal iets wat in die kerke gepreek word. Die kerk gaan weggevoer word. Maar ons moet net nie die woord wegraping gebruik nie. En dan by myself, maar hoekom nie? Want wat is daai wegvoer? Daai wegvoer beteken ons word weggeneem en ons word na God toe gevat. Na Jesus toe, in die lig. Nie op die Olyfberg nie. Dis die Ou Testamentiese. Maar dan is dit baie duidelik, hoe dit gaan geskied is wanneer jy met ander teksverse in die woord te doen het, wat dit vir jou kom verduidelik. In 'n oomblik, in 'n oogwink, weggeruk. Dan is dit baie duidelik, dat die woordjie wegraping nie 'n onbybelse woord is nie. Jy weet, die Latynse Bybel het die woord raptura gebruik, wat eintlik dan waar die woord vandaan kom, rapture. En hulle het dit daai tyd in die Bybel as 'n woord, Bybelse woord, het hulle dit gebruik. En dis hoekom
daar is niks fout om te praat van die wegraping van die kerk nie. Maar dis die eerste fase. Die tweede fase is wat die Ou Testament ons leer in Openbaring. Nadat die kerk weggeraap gaan word, gaan die kerk saam met Christus terugkom aarde toe. En dis waar Jesus, volgens Sagaria, sy voete op die Olyfberg dan gaan sit. En dis waar die nasies versamel gaan word. En dit is dan wanneer die slag van Armageddon gaan plaasvind. En weet jy, ek dink mense is bang. Want dit is interessant dat wanneer jy oor hierdie boodskap praat, dan sal mense eintlik vir jou sê, maar dominee, jy maak ons eintlik bang. En dit is nie die boodskap van die wederkoms nie. Ons word dan geleer om elke dag reg te wees vir die koms van die Here. Ons word dan geleer om uit te sien na die koms van die Here. Hoekom is ons bang? Hoekom is ons bekommerd oor die boodskap van die wegraping? Weet jy, ek dink dis die rede is omdat daar baie mense is wat nog vashou aan aardse dinge. Omdat daar mense is wat bang is vir dit wat gaan agterbly. Dalk selfs hulle self wat gaan agterbly. Want is net die wat in Christus is. Dis net die wat kinders van die Here is. Dis net die wat deel van die kerk is, wat weggevoer gaan word, oftewel weggeraap gaan word. En dit gaan skielik gebeur. Daar gaan definitief chaos op hierdie aarde wees. Daar gaan definitief chaos in mense se lewens wees, as dit moet gebeur. Maar as 'n mens juis daaraan dink, as ek sê ek's 'n kind van die Here, moet ek gereed wees. Hierdie moet ook nie vir my 'n boodskap wees van tydelike verlossing nie. En ek dink dis waar die krisis ook ingekom het. Juis omdat ons in tye leef van ekonomiese omstandighede wat nie altyd maklik is nie. As ek juis dink aan die tyd van COVID, hoe mense hulle werk verloor het. En ek glo daar's vandag mense wat nog steeds die effek daarvan beleef. Dan is dit baie duidelik dat mense bang is. En het hulle eintlik gehoop die wegraping vind plaas, want dit sou 'n verlossing bewerk het, want ek het mos my werk verloor, ek het alles verloor. Die skande wat oor my gekom het, gaan tot niet gaan. En nou het hulle aan hierdie boodskap so vasgehou, omdat hulle gehoop het dat hierdie boodskap sal vir hulle die verlossing bewerk. Jy weet, die boodskap van die wegraping, of die boodskap van die wegneem van die kerk van Christus, gaan nie oor ekonomiese omstandighede nie. Dit gaan nie oor jou fisiese omstandighede nie. Dit gaan oor die plan van God met die kerk van Christus. Dis waaroor dit gaan. Want nadat die kerk weggeneem word, en dis waar die boek Openbaring vir ons 'n groot rol speel, dan kom leer die woord van die Here ons, dat die Here die oordeel van hom op die aarde gaan uitgiet, as gevolg van die sonde van die mens. Maar hy wil eers sy bruid, die Vader wil eers die Seun se bruid kom haal, sodat die Seun se bruid nie deel is van 'n pak sla nie, as ek dit so kan stel. Ek bedoel, dink mooi daaraan. As u nou iemand is wat getroud is, of u is iemand wat wil trou, gaan u nou, voordat u trou, gaan u nou u verloofde deur die modder wil sleep en wil seermaak. U gaan haar pamper lang, u gaan haar wil beskerm. Want hoekom? Want daar is 'n huwelik wat in afwagting is. Daar's 'n verbintenis wat in afwagting is. En daarom gaan jy mos jou lewensmaat, jou toekomstige lewensmaat gaan jy mos oppas. Jy gaan hom mos nie verniel nie. Nou, hoe kan mense dink dat die Vader, die Seun, die bruidegom se bruid wil verniel? Dis juis wat Romeine 8 vir ons leer. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar wat na die gees wandel. En daarom, wanneer die Here die bruid van Christus kom haal, is dit juis met 'n doel. Want nadat die bruid kom haal word, om die bruid los te maak, te beskerm, nadat die bruid kom haal word,
dan gaan die oordeel van God, dan gaan die pak slaaf van God op die aarde plaasvind, as gevolg van die sonde van die mens. Dis waaroor die boodskap gaan. Die boodskap gaan nie oor 'n ekonomiese verlossing nie. Gaan nie oor 'n verlossing van jou omstandighede nie. Dit gaan oor 'n verlossing van die bruid van Christus om nie deel te wees van die oordeel van God. En dit is hoekom Openbaring reg verstaan moet word. Want van Openbaring 6 af lees jy van die oordeele wat op die aarde gaan wees. En ek wil graag dit vanoggend net met u gedeel het en ek hoop dit maak sin. Ek hoop u verstaan, u kry 'n beter prentjie rakende dit. Daar is net een wederkoms, maar hy geskied in 2 fases. Die Ou Testament het net die een fase geken, want die eerste fase, want dis eintlik die tweede fase van die wederkoms, wanneer Jesus op die Olyfberg gaan verskyn. Die eerste fase was 'n verborgenheid geweest. Hoekom? Omdat die kerk 'n verborgenheid was. Paulus sê dit eintlik duidelik. Hy sê ek deel julle 'n verborgenheid mee. Dat 'n man sy vader en sy moeder is verlaat en sy vrou aantleef en hulle twee sal een word. En soos wat 'n man sy vrou liefhet, so het Christus die gemeente lief. En dan bring hy daai verborgenheid van die huwelik by Christus en die kerk uit. Dis 'n verborgenheid. Die Jode het nie geken nie, want die Jode is nie die kerk nie. Dis alleenlik die wat na die uitstorting van die Heilige Gees gered word, of die Heilige Gees ontvang en verseël word, dat hulle deel van die bruid is. Maak saak wat sy geloof hy nou is nie. Het sy dit wel 'n Jood is, maar is 'n Jood wat tot bekering moes kom. As ons dink aan daai 3000 wat tot bekering kom met Petrus wat gepreek het, na die uitstorting van die Heilige Gees, hulle het deel geword van die kerk. Hulle het nie meer Jode gebly nie. En so is dit dat die wat deel van die kerk is, hulle is deel van die bruid van Christus. So die Ou Testament leer vir ons die tweede fase. Die Nuwe Testament leer vir ons die eerste en die tweede fase. Die eerste een is die wegvoering, oftewel die wegraping, die weggeruk, dieselfde Griekse woord, harpazo, wat vir ons verduidelik. Dit is 'n aksie wat vinnig gaan geskied. En dan leer die Nuwe Testament ook vir ons die tweede fase, later in die boek Openbaring, wanneer Christus dan terugkom aarde toe. En dit kom in lyn met Sagaria 14. En ek hoop dit gee vir u so 'n bietjie duidelikheid. En as daar enige vrae is, u is welkom om so 'n bietjie kommentaar te lewer. Maar ek wil nie in 'n debat of 'n argument betrokke raak nie. Maar as daar tog iets is wat u nie mooi verstaan nie, is u welkom om 'n vraag te vra in die kommentaar en om te kyk of ek dit vir u kan antwoord. U kan myself dalk later kontak op my selfoon, kan ek my nommer vir u gee, wat u my kan kontak. En dan kan mense afspraak maak en bietjie daaroor gesels. Maar ek hoop dit maak vir u sin. Want weet jy wat, dit is 'n boodskap naby aan my hart. En ek kom al meer agter hoe hierdie boodskap aangeval word in plaas van geglo word. Jy weet, Petrus het dit eintlik so mooi gesê. Hy sê in die laaste dae gaan daar spotters wees wat sê, waar is julle God? Want mense het aan ontslaap en dinge bly nog steeds is, juis omdat die wederkoms 'n baie sterk boodskap van die kerk was. Maar vandag, dit word genoem, maar dit word nie meer gepreek nie. Dit word nie geglo nie. Want ons koppel snaakse dinge daaraan, en dit verwar mense. Daar is nie snaakse dinge rakende die wegraping of die wegvoering van die kerkie, of die wegruk van die kerkie. Dit is wat dit is. En dis 'n boodskap van opgewondenheid. Dis nie 'n boodskap wat jou moet bang maak nie. Dis 'n boodskap wat jou gereed moet hou. Mag u vrede in hierdie boodskap, wat ek vanoggend aan u gebring het, net ervaar. Groot seën vir u en baie sterkte. Amen.